Here, wat 'n voorreg het is om vanoggend in U teenwoordigheid te kan staan. Here, en ek wil vanoggend vir U vra, Here, terwyl ek hier staan as 'n mens. Here, dat U my mens wees, Here, sal gebruik om U te vereer. Here, ek wil vra, Here, hier waar ek staan is ek self onbekwam, maar Vader, ek staan onder die inspraak van die Gees. En my gebed in hierdie dag is, Vader, gebruik my om te sê dat ek U wil hê met vir U kinders doen. Here, salf my lippe van klei. Here, en ek dank U vanoggend dat ek myself gebruikbaar stel tot eer en verheerliking van U naam. En ek sê vir U dankie dan vir Jesus naam. Amen. Amen. Ek wou vir U die gesing het, maar ek voel dat dit is nie nou die tyd vir dit nie. As die Here wil, sal ek dit ook maar hierna doen. Ek wil graag as jy Bybel saamgebring het om my op te maak by 2 Konings 4, 2 Kings 4, ons gaan 7 versies daar saam lees, en dan kan jy ook net jou vinger vir my sit by Mattheus 5, as jy eintlik nodig en ons gaan net 1 vers daar lees. Hier is 'n baie bekende gedeelte in 2 Konings, en daar is baie boodskappe al daar uitgebring wat gaan oor hoe God vir ons voorsien. Maar die Here in hierdie week vir my iets anders hier oopgemaak en ek wil dit regtig met jou deel vanoggend. As jy nie Bybel het nie, kan jy saam lees by die bord. Hy sê, en 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê: "U dienaar, my man, is dood, en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar: "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het." En sy antwoord: "U dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie olie." En hy sê, hoor nou mooi, hy sê vir haar: "Gaan leen vir jou van buite af kanne, leen kanne van al jou bure, leen nie te min nie, gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is." Sy het toe vir hom van hom al weggegaan en die deur agter haar gesluit, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun: "Bring vir my nog 'n kan aan," maar hy antwoord haar: "Daar is geen kan meer nie." Toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee. En hy sê: "Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde. Van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe." Mattheus 5 vers 6. Onthou ek het laas week het ons gepraat. Ek het daai tafel gedek gehad hiervoor. En ek het gevra: "Hoe honger het jy?" Nou sê Mattheus 5 vers 6. "Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word." So ek wil vir jou sê dat as jy vanoggend honger het na geregtigheid, sal jy vanoggend gevoed hier uitstap. En weer wil ek dit sê, en ek is baie ernstig as ek dit sê, of as ek dit vra: hoe honger is jy vanoggend? Nou ek gaan nou vanoggend met jou 'n ding met jou praat wat mense nie altyd wil hoor nie. En dit is hierdie verdraaide idee wat onder kinders van die Here is, dat jy kan vol wees van God,
terwyl jy vol is van die wêreld. Jy kan nie. Want jy sien, ek het laas week ook hierdie skrif aangehaal in Timoteus. En die Bybel kom en hy praat van mense. Kom ons gaan dit gewoon net vir interessantheid gesoek. 2 Timoteus 3. Vers 5. Kom ons lees dit. Ek gaan nou maar te braai, maar ek gaan net vir die eerste paar verse lees. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hier is die vers wat ek net vir jou wil aanhaal. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Keer jou ook van hierdie mense af. Nou jy sien, hierdie mense wat nou hiervan gepraat word, en ek is seker ons almal ken baie van hulle. Ken ons 'n liedjie wat sê, I need to walk a little more like a Christian should. Maar dit is die probleem. Want ons loop soos 'n Christen. Ons praat soos 'n Christen. Ons lyk soos 'n Christen. Waar jy lyk ook soms soos 'n Christen. Maar as jy hom van naby af bekyk, dan sien jy ander. As hulle met jou praat, dan ek spot altyd en sê, hulle is so heilig. Hulle praat met 'n Amerikaanse aksent. Oh brother. Hulle gaan kerk toe. Hulle kan tot agter die kansel staan en vir jou 'n woord bring. Hulle kan worship lei. Hulle kan 'n orkeste speel. Maar jy sien, nou praat hy van, maar die krag daarvan verloor het. Wat se krag word daarvan gepraat? God se krag. Heilige krag. Krag wat verandering bring. Maar jy sien nou hierdie mense, hulle loop en hulle praat, maar hulle leef nie werklik 'n veranderde lewe nie. Hulle erken nie God se krag in hulle lewens nie. Hulle gaan maar net aan. Kan ek dit sê in my plain Afrikaans? Hulle is plastiek Christene. Nou ons lewe in 'n tyd waar mense alles wil hê. Hulle wil God hê, maar hulle wil ook die wêreld hê. Hulle wil die salwing van die Here op hulle hê, maar hulle is nie bereid om die salwing se prys te betaal nie. Want hoor wat ek vir jou sê, kind van God, die salwing kom nie maar net van self nie. Dit kos 'n prys, dit kom opoffering, dit kos van jou om 'n veranderde lewe te lei in die naam van die Here. Maar jy sien, dit is te duur, pastoor, ek kan nie dit bekostig om daardie prys te betaal nie. Dus as jy nie daardie prys wil betaal nie, kan jy nie verwag om die salwing te hê nie. Jy kan nie wydspeen deur die lewe loop, een voet in die kerk, die ander voet in die wêreld nie. Jy moet God dien of jy moet hom nie dien nie. Want God werk nie anders nie. Die woord leer my dat God is 'n jaloerse God. My titel vir hierdie boodskap hierdie week is maak jouself leeg van die tydelike, sodat God jou kan vul met die ewige. Want hoor my mooi kind van God, ek en jy het nodig om leeg te word. Ek en jy het nodig om minder te word, sodat hy kan meer word. Maar die ding is, dit kos 'n prys. Reg deur die Ou Testament, reg deur die woord, wys die Here vir ons wat hy doen, hoe hy werk, hoe goed leeg moet kom voordat dit vol kan kom. As jy gaan kyk in die Ou Testament met die tempel, toe die tempel gebou is, wat het die Here gedoen?
Hy het die priesters afgesonder. Hoekom? They had to be prepared. Hulle moes hulle self kruisig. Hulle moes hulle self verootmoedig. Hulle moes hulle self vir God verneder. Maar jy sien, ons kan dit mos nie doen nie, pastoor, want ons lewe in 'n nuwe era. Maar hierdie woord is geldig vir die nuwe era ook. En hierdie woord het nog steeds nie verander van die laaste nie. Die Here loop met sy volk deur die woestyn. Vir hoeveel jaar? Het jy al gewonder hoekom? Weens die ongeregtigheid wat in hulle lewe was. Hoekom? Want God sal nie sy heiligheid meng met dit wat onrein is nie. Dis hoekom daar soveel van hulle gesterf het in die woestyn, want God gaan nie homself meng met onreinheid. En nou hier's die storie. Nou wat gaan dan aan in die kerk vandag? Want ons almal dink ons kan lekker net sit en aangaan met ons lewe sonder om 'n konsekwens te byvoeg. Wie wat kind van God? God soek leefvate. Hy soek nie vol mense nie. Want weet jy wat, hy kan niks met iemand doen as jy vol van jouself is nie. Niks. Hierdie weduwee kom na Elisa toe. Sy's gebroken, sy's leeg. Sy het nie meer 'n uitkoms nie. Al wat sy het is 'n klein bietjie olie. That's all she had. En hier's 'n groot les hier, hoor. Want God begin nie met die baie wat jy het nie. Hy begin nie met dit wat jy oorvloed van het nie. Hy begin met die bietjie wat jy het, die laaste wat jy het, die alles wat jy uitgegiet het. Here, dis al wat ek het, is hierdie. Kyk bietjie aan die vrou wat haar laaste penny gegee het vir die Here, my woord gesê. Almal het gedink, kyk, wat gee sy? En die Here bou hulle almal uit en sê, weet jy wat? Sy het meer gegee as julle almal. Hoekom? Want sy het alles gegee vir hom. Maar jy sien, ons kan nie alles gee nie. Dit kos te veel. Wat gebeur nou as ek volgende week gaan vis vang, so? En nou het ek al my geld in die kerk se boks gegooi. Dit is wat baie mense sê. Ek praat oor geld asseblief. Maar die ding is, ons het nodig om ons alles op die altaar te sit. Nie net 'n bietjie nie. En ek wil hê jy moet vanoggend mooi hoor, kind van God. Ons moet by die idee verbykom dat jy God nie mammon kan dien. Want jy kan nie God in die wêreld dien nie. Dis onmoontlik. Dit is heeltemal onmoontlik. En hier's nog 'n mooi ding. Elisa sê vir hom, vers 3. En hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne. Leer kanne. Van al jou bure af. En hy sê vir haar, moenie te min leen. Hoekom? Wat het ons laasweek gesê? Die Here dek vir jou en my tafel. Dit is nie 'n tafel wat op geskiep is nie. Dit is 'n tafel van oorvloed. Sodat ek kan hê tot 'n oorvloed. Dat my vrymaking kan wees. Alles is daar. Maar die ding is, you can't receive it if you are full of yourself. Hy sê nie vir haar, bring vir my vol kanne nie. Nee, hy sê, bring vir my die leë kanne. Bring vir my die leë kanne. Want hoekom God soek leegheid? Hy soek mense wat oorgegee is, wat uitverkoop is. Want jy sien, God se krag vloei, waar jou krag nie meer kan nie. Wanneer jy nie meer het nie. Wanneer jy nie weet wat sy kan doen nie. En weet jy wat, hulle self wees pastoor, I just hier wel prys die Here daarvoor, want dit is die beste plek waar jy kan wees, want nou is daar net een wynis op hoogte. En weet jy wat, hier is die groot ding, maar dis pastoor, jy verstaan nie. Sê, weet jy wat, jy verstaan nie my God nie, because he reached right down, en hy picked me up from the hard plek. Ek het gedink, ek is ver weg, en hy het vir my gesê, my kind, hier is ek, vat my hand. Ek wil vir iemand in die plek sê, moenie dat die Bybel vir jou lieg nie, hoor. Maar jy sien, baie mense gebruik hierdie ding en hulle sê, Here, wil jy my nie mag gebruik nie. Here, asseblief gebruik my.
Maar jy sien, die ding is, in order for you to be used, I need to die. In order for you to be used, you need to become a usable vessel. En a usable vessel can only be used, want jy sien, hoeveel mense staan daar vandag, en ek sê dit met absolute respect, agter kansels, wat dink hulle is bo God, en hulle kan vir almal vertel om hulle, weet wat, jou titel maak niks nie. Niks nie. We are here to serve. Weet wat, maar jy sien, baie mense dink om by die baflet. Nee, ek het manne onder my. Ek het hierdie laaste paar weke, paar pastore hier getrek daar in die blad. Jy moet dit sien, dis 'n grap hoor. Ek wag nou nog vir hulle my antwoorde, hulle oproep te antwoord, of net at least oproep te return. Jy sien op die blad, ek sommer 2 sekretarisse. Ek weet nie hoe bezig is hy, waarmee hy bezig is, maar ja. Maar jy sien, die Here kan jou nie gebruik nie, as jy vol van jou eie opinies is nie. Die Here kan jou nie gebruik, as jy nog vol sonde is nie. Hierdie woord word bedien, en is 'n tweesnydende swaard, en ja, hy sny eers na my toe, voordat hy enige ander plek toe gaan. Maar weet wat, mag ons buig onder hierdie woord, en nie 'n verdraaide waarheid nie. Maar jy sien, wanneer ek vol van myself is, kan God my nie gebruik nie. Jesus Christus het na hierdie aarde gekom vir een rede. Wat was sy doel? He came to serve. And did he serve? Want weet jy wat? Hy was 'n voorbeeld van absolute nederigheid. En ons het altyd hierdie idee, mense moet mooi verstaan, God soek nie jou bekwaamheid nie. God soek nie jou geleerdheid nie. God soek jou beskikbaarheid. Hy wil jou beskikbaarheid hê. Om Joey Swagger het dit gesê, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Amen. Weet jy wat, my titel beteken vir my absoluut niks nie. Dis 'n stukkie ding op 'n papier. Dit beteken niks vir my nie. Maar die feit dat ek ter God geroep is en ek in sy diens gaan staan, sê ek dankie, want dit beteken meer vir my as enigiets anders. En waar begin beskikbaarheid? Dit begin by oorgawe. Dit begin by die plek waar ek nie meer het nie, ek is leeg. Ek het uitgegee. En net so om leeg te raak, jy moet nou verstaan, dit kos iets hoor. Toe Lea van die vrou sê, gaan en gaan leen kanne. Wat het sy gedoen? Sy moes uitgaan, sy moes gaan klop aan die deure, sy moes gaan vra, sy moes gaan soek, sy moes gaan versamel. Dit het iets gekos. En net so in jou en my geestelike lewe. Dit kos iets, dit kos bietjie moeite om te gaan buig voor 'n God van lewe en sê, Here, hier is ek. Meer van U, minder van myself. En weer eens kom dit by wat ek laas ook gesê het. Dit kom by een ding. Dit kom by 'n besluit wat ek in jou moet neem. Om te sê, Here, ek gee oor. Here, ek maak leeg. Nou kan jy vir my sê, maar pastoor, wat moet ek leeg maak? Kan ek jou sê, onsself een. Ons trots, ons eie wil, ons eie planne. Want jy sien, reg deur die woord sien ons dat, wanneer iemand voor God gekom het, moes hy homself verootmoedig. Hy moes homself verneder. Hy moes buig voor 'n God wat lewe. Kyk wat sê Jakobus 4 vers 6. Hy sê, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges. Maar aan die nederiges gee hy genade. Vers 10, hy sê, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Maar jy sien, ons 'n paar pastore, en paar manne wat ek ken, hulle het seker al uit Ronnie Jackson ingebou. Maar as jy so sien, hy stap in die kerk, as jy wees in hom, dan is hy so hierbo. Want hulle verhef hulle self. En ek sê dit weer eens met absolute respect, daar's manne wat ek van weet, wat hulle plek verruil het, en hulle het God hieronder gesit.
En hulle is bo dit, en niemand kan by hulle uitkom nie. Ek wil vir jou sê, pas op, kind van God, en die Here die ons dit nie, man. Die tweede ding wat jy moet mee klaar kry, om leeg te word, is die sonde. Ek weet ons is mense, ons almal maak foute. Die woord leer my God is regverdig en genadig om my te vergewe. Maar kind van God, wanneer gaan ons ophou om oor en oor dieselfde ding te doen? En dan wil ons sê, ek is net mens. Nou as ek nou enige iemand in hierdie plek wat 'n klein voedertjie het, en ek sê kom ons druk hom in daai plak, en daai plak soek die eerste keer. Gaan jy dit vir 'n tweede keer doen? Maar ons wil ons menswees gebruik as 'n verskoning om onsself te regverdig oor ons ongeregtigheid. Ons moet verby dit kom, hoor. Ons dien nie al die Here vir 2 dae nie, ons is nie meer babietjies nie. 2 Korintiërs 6:14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Ek sê vanoggend vir my vrou, toe sy in my kantoor kom, ek sit daar, en die Here maak my laas nag 3 keer wakker, met Matteus 6:33, soek hulle eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Maar dit is asof sy geregtigheid gehighlight is, en ek kan dit nie miskyk nie. Want jy sien, wat het donker en lig met mekaar te doen? Wat het geregtigheid met ongeregtigheid te doen? Absoluut niks nie, kind van God. Die tydelike dinge, dit is ons lekker ding. Goede wat geen ewigheidswaarde het nie. Weet jy, die wêreld hou vir ons baie besig met baie dinge. En ek sê nou vir julle mense, is 'n bietjie verkeerd verstaan nie, maar nie omdraai, en sy pastoor het gesê, ek moet nie werk nie, want ek het dit nie gesê, maar wat hy agter. Maar wat doen ons? Ons jaag geld na, ons jaag sukses na, ons werk, ons status, sosiale dinge, maar daar is geen balans nie. Daar is geen balans nie. En dit in die hart sê, dat is al hierdie dinge, jou werk, jou huislike omstandighede, die geld wat jy wil hê. En weer eens, ek sê nie daar is 'n probleem, as jy het, is die Here seën jou mee. Die Here mag hier jou nog meer gee. Maar weet jy wat, kind van God, dis alles tydelik. Daar's niks daaraan nie. Dis alles 'n tydelike gemors. Dit alles gaan verbygaan. Ek het nog nie eenmaal in my lewe gesien by 'n begrafplaas dat hulle 'n graf so groot maak dat hulle trailer saam moet sit nie. En as jy in 'n grou en jy sit jou trailer aan, good luck. Want dan gaan jy sê môreoggend jy daar kom of jou familie dan kom ons hy trailer uitgehaal. En al jou groceries is weg. Maar jy sien, ons jaag hierdie goed na. Daar is geen balans nie. En die hartseer vandag is, dat ons spandeer meer energie aan dit wat tydelik is, en wat geen ewigheidswaarde het nie, as wat ons, die dinge wat ewigheidswaarde het, aan klou en aan vashou. Ons verwaarloos dit. Jy moet mooi hoor, die vloei van die olie, het gestop, waar die leegheid gestop het. Die Bybel sê, die olie het bly vloei, totdat daar nie meer leeg kanne was nie. Kan ek vir jou vra vanoggend, hoeveel plek het jy in jou lewe vir God? Ek vra vir jou, hoeveel honger is jy vanoggend vir God? Want jy sien, God het nie gestop nie, die kanne het. Die liedjie wat ek vir jou wil sing volgende is, heers my dak, Lord, vul die dak, Lord. Maak my dat ek oorloop. Maar jy moet op 'n plek kom, waar jy kan sê, ek gee alles, wil ek opgee vir U. Hoeveel plek het jy binne in jou, om gevul te word
met dit wat ewigheidswaarde het. Want jy sien baie mense, en dit is 'n baie swaar waarheid, baie mense blameer God. Here, waar is U? Here, hoekom antwoord U nie? Here, hoekom help U nie? Hoekom werk U nie? God sê volgens vir jou, daar is nie meer plek om te werk nie. Want jy is te vol van jouself. Jy is te vol van die wêreld. Jy is te vol van ongeregtigheid. En jy wil verwag. Ons verwag, dis die sê, ons verwag dat God moet happy wees daarmee. Ek het ooit gevoel wanneer jy in iets, ek weet nie wat ek gebruik as voorbeeld nie, maar jy gee alles. Net die beste. En wat kry jy van die ander persoon? Absoluut niks. Hoe voel jy? Dis nie lekker nie. In 'n huwelik, jy sit alles in. Jy gee alles wat jy kan gee. Dit word nie eens geraak gesien of gewaardeer nie. Hoe voel jy, kind van God? Wat van Jesus Christus? Hy het niks te gehou nie. Toe hy sy lewe aflê, toe gee hy vir jou alles. En ons kan nie vir 'n oomblik sê, Here, my alles op die altaar nie. Jy moet onthou vanoggend net dat die maat waarin jy leeg maak, is die maat waarin God weer gaan volmaak. 'n Simpel ding, Here, vergewe my soos ek my oortredinge vergewe. Hoe vergewe jy die kind van God? Maar ons wil hê God met ons vergewe. Volkome. Ons verwag God wil nooit weer daaraan dink nie. Maar ons kan dit nie doen nie. Die maat waarin jy leeg maak, is die maat waarvoor God jou kan volmaak. En as jy nou 'n praktiese prentjie wil skets, hierdie bordjie kan net so veel vat. En dan is hy vol. Maar, hoe kan jy, dat doen nie ding om die water uit te gooi. Kan ek maar 'n sluk vat, nie? Nou kan jy 'n bietjie meer bysit. Maar dit moet nie in, dit moet uit. Maar verstaan wat ek vir jou sê, ek en jy moet uitgee. Ons moet oorgee. En ek weet nie hoekom die Here dit so hard op my lê nie. Hierdie laaste paar weke gaan dit ons moet oorgee. Ons moet 'n oorgawe maak. Ons kan nie aanhou nie. Want jy sien, nou, dis iets wat ons moet verstaan. God is nie die een wat beperk nie. Is nie. Jou kapasiteit is dit wat God beperk. En weer gaan ek jou vra, hoeveel plek het jy vir God in jou lewe? Hoe honger is jy? Ek haas my. God wil jou vul met dinge wat ewigheidswaarde het. Dinge wat geen mens kan beskryf nie. Jy sien, hierdie olie wat die weduwee gekry het, was nie net vir oorlewing nie. Dit het haar skuld betaal. Dit het haar voorsiening gebring. Dit het haar toekoms oopgemaak. En net so is dit ook geestelik. Wanneer God jou vul, breek die kettinge. Wanneer God jou vul, bring dit vrede. Wanneer God jou vul, gee dit krag. Dit herstel jou. En belangriker is dit, wanneer God jou vul hy jou met homself. Nie met die dinge van hierdie wêreld nie. Daarom dank ek die Here vir die plek waar ek op hierdie stadium in my lewe kan staan en ek kan sê, die dinge van die wêreld pla my nie meer nie. Want God is vir my meer belangriker as hierdie trek in die wêreld. Ek wil baie graag gaan visvang, Sjaal. Ek sien nou my vragtjies kan nie 'n bietjie gaan wendel nie. Maar nou ja, nou wat maak ek op 'n Sondag? Ek wil nie 200 kg ry net vir een dag nie. Maar weet jy wat?
my visstok kan maar lê en verrot. En jy like dit, nee. Maar weet jy wat, ek sal eerder voor God 'n knie buig en sy werk doen as enigiets anders. Hierdie wêreld beteken vir my niks. Die dinge van die wêreld pla my nie meer nie. En die sê ding is, vir baie van ons, wat nog so hou vas uit aan die dinge. Maar pastoor, ek moet ook my lewe geniet. Ja, ek sê nie jy moet nie. Asseblief, enjoy yourself. Maar moenie God afskeep nie. Want jy sien, hier is die groot ding, en ek het baie laat dit hier ook gesê. Ons wil die Here dien op ons termes. Ons wil God dien en ons wil hom deel maak van my lewe. Hy moet inpas by my lewe. Hy moet inpas by my tydsberaming. Hy moet inpas by wat ek wil doen. Hy moet inpas by wat ek wil hê en hy moet my gee net wat ek wil hê. Kan jy ook skok? Dit werk nie so nie. Jy moet jouself inpas by God se lewe, by sy tydsberaming, by sy wy van dinge doen, nie jou nie. Want jy sien, hierdie dingetjies van die wêreld gaan toch nie gaan. Jou fancy kar, geloof my die dag as die Here kom en hy kom haal ons, gaan daai kar is die eerste ding wat gaan waai. Ek weet die dag gaan sy wiele gesteel word. maar hoor my mooi kind van God, as die Here ons kom haal, hierdie goed beteken niks. Niks nie. Hierdie goed gaan verbrand. Hierdie wêreld gaan vergaan. Jou skatte. Al jou geldjies binne in jou kluis. Oh boy. It's gonna be. Dit gaan vir jou niks doen nie. Dit gaan vir jou niks beteken nie. Maar hier is die ding wat ek in God het. Wie ek in God het. Wie ek in hom is. Waarvoor ek staan in hom, is dit wat ewigheidswaarde het. Dis dit wat my gaan deurdra. My verhouding met hom, hoe naby ek in hom leef, die pad wat ek saam met hom staan, is dit wat my aan die ander kant gaan uitbring, nie my kar nie. Nie die geld wat ek in die huis onder my matras wegsteek. Baie mense sit vandag en sê, maar pastoor, ek wag vir die Here. En ek gou iets sê, God wag vir jou. Want weer eens, dis die mense verdraaide idee, die God moet na my toe kom. Ek sê dit altyd, hierdie godsdienst van ons is 'n doengodsdienst. God verwag van jou en my, om te sê, Here, ek gee die eerste tree. Die liedjie sê, as jy nader na hom, sal hy nader na jou. You need to give the first step. Gees van die Here vra vanoggend vir jou en vir my, het jy plek vir my in jou lewe? Raak asseblief aan. En ek wil vanoggend vir jou sê, as daar 'n tyd was, en weer eens, ek klink soos 'n grammofoon wat vashak, maar ek gaan dit bly sê tot die Here vir my op tot sê om dit te sê, maar die Here sê dis nou tyd. Kyk waar ons staan. Kyk wat om ons aangaan. Daar sien die tyd om, ek gaan nou hier sê, te gaan nie. Wat is wat ons doen? Ons speel silly games met ons geestelike lewe. Dis tyd dat ons sal plek maak. Dis tyd dat ons sal leeg raak, dat ons sal oorgee. Daar's vanoggend 'n wekroep in hierdie plek. 'n oproep om leeg te raak en plek te maak vir God in jou lewe. Ek wil vra waar jy sit, nie net om met die oorskyn. Ons moet op 'n plek kom in ons lewe wat ons sal ophou om
God by ons skedules te probeer inpas. Want ons wil net bid wanneer ons tyd het. Ons wil net tyd saam met die Here spandeer wanneer dit my pas. Dit wil God werk nie so nie. Ons moet ons lewe inrig om God. Ons moet ons lewens rondom hom bou. Nie om ons nie. Maar jy sien, die ding is, om daar te kom met ek en jy nodig om oor te gee. Om daar te kom met ons nodig om tyd te maak. En ek wil vanoggend vir jou vra, as jy vanoggend hier sit en jy besef dat daar's nog te veel van die wêreld in my aanwesig, jy's nog te vol dalk van jouself. God het nie die geregtelike kapasiteit in jou lewe wat hy verdien nie. Dan wil ek vanoggend vir jou sê dat hierdie is dalk vanoggend jou oomblik. En ek wil regtig vir jou vra, moenie worry oor die een wat langs jou sit nie, moenie worry oor wat mense gaan doen of sê nie, want op die einde van die dag maak dit saak nie. En nou, probeer redeneer, hoekom redes gee, hoekom jy dit nou kan doen nie. Kyk dan op onder ons. Daar's geen verskoning, kind van God. Goed genoeg om hierdie situasie reg te redeneer. God roep ons vandag tot 'n besluit om te sê, Here, dit is tyd dat ek sal leeg word, dat U sal meer word en ek sal minder word. En ek wil vir iemand in hierdie plek sê, God gaan nie vul wat jy nie bereid is om leeg te maak. God sal net werk as jy dit wil hê. God sal dit net herstel as jy dit toelaat. Hy sal net die bande breek as jy hom toelaat. En God sal leeg maak as jy bereid is om hom toe te laat om dit te doen. En ek wil hier mooi hoor volgende. Die olie kan alleenlik vloei waar die ruimte is. Ek dank die Here want ek weet is besig in die plek om mense te werk. Ek sien hoe die Here mense leeg maak. Mense wat wil nader kom, mense wat wil dieper kom. En hoor mooi, God is bereid om vol te maak dit wat jy wil leeg maak. Ek wil volgens vir jou vra, as jy voel dat jy wil nodig het om meer oor te gee, meer leeg te kom, wil ek vir jou net daar waar jy staan, om te sit op jou voete te staan saam met my. Kyk wat ons sê. Als jij de God weet niet. Wil je net jou hand opsteek en vir die Here sê, Here, ek gee oor, ek maak leeg. Ek kan jou uitroep om my voor te doen staan, maar ek gaan nie door jou in sy saak tussen jou en die Here. Ek kan jou nie leeg maak namens jouself, en jy moet jouself leeg maak voor God. Halleluja. Dankie Jesus, jy doen dit nou. Halleluja.
Dierbare Vader, terwyl ons volgend as mens voor U staan, Here, ek dank U volgend vir dit wat U reeds besig is om te doen. Here, dank U dat U Gees besig is om mense te wys dat U ontpad is. Here, soos ek sê, met my Gees is ook gesien hoe U leeg maak en hoe die olie van bo af opvloei. Here, ek dank U vir die liefde, vir die goedheid, vir die guns, vir die genade. Dank U vir die geleentheid wat ons kan hê om te sê, Here, ek gee weer oor. Meer van U, Here, minder van myself. Here, dat ons sal leeg word, dat ons kan vol word van U, van dit wat U vir ons wil gee, dit wat ewigheidswaarde het, en ek dank U vir oggend daarvoor. Here, my gebed in hierdie dag is, Here, dat U die naamheid van hierdie boodskap sal wees. Here, waar ons in ons verskeie rigtings gaan vandag, dat U Heilige Gees nog steeds met ons sal bly praat raak in hierdie saak. Want dit is nie iets wat ligtens opgeneem word nie van. En ek dank U vir oggend en ek weet, U doen dit vir ons in Jesus naam.